van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gegaan het, nadat hy met Batseba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde. Want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig toe ek my moeder met my swangerskap geraak het. Kyk, getrouheid verwag u reeds in die moederskoot. In die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat op die gebeente wat u verbruisel het, juig. Sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld. Wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. En moet die Heilige Gees nie van my wegneem. Is min geval in die Ou Testament. Ek sweer wat as min geval in die Ou Testament, waar daar gepraat word van die Heilige Gees. Hey! O Dawid, ek mag afgaan, kan ek aan die woord. Julle kan sy dit weggevat. Want hierbare, soos julle sal weet, soos almal by hy ouderdom, lydenstyd, wat met Aswoensdag begin, is ons geestelike check-up. 'n tyd om te vra en te worstel met die volgende vraag. Hoe gaan dit met my verhouding met die Here? How is my relationship with God? Waar het ek begin wegdryf van die Here af? Waar moet die Here my weer vorm? Jy sien, hierdie reis wat ons vanaand begin, is nie 'n reis wat ons weg van die Here af wil vat nie, want ons skaam is nie. Maar is 'n reis van terugkeer. And in this journey, we as the children of God, we must reflect. Are we still living according to God's will for our lives? We must refine our lives, check what we must keep and what we must leave behind. We must refocus, herfocus, sodat ons gevorm kan word. Vandaag staan ons stil by koning Dawid.
koning Dawid in 2 Samuel 11:12 lees ons in koning Dawid se sonde. Gaan lees julle, maar ek gaan dit nie julle sê. But we read about his transgressions before the Lord. En ons lees hoe die profeet Nathan hom konfronteer en sê, Dawid, jy moet daar regmaak met die Here. Jy moet daar regmaak. Jy kan nie so lewe nie. En wanneer Dawid uiteindelik besef wat Nathan praat is die waarheid. Wanneer Dawid besef dat hy verkeerd gedoen het, dat hy nie kom aan die hof van die Here. Wanneer Dawid besef sy eie vulnerability en sy eie gebrokenheid, word Psalm 51 gebore. En hy begin met die woorde, wees my genadig, o God, volgens die troue liefde. Hy begin nie met homself nie. Hy kyk eers op en sê, wees my genadig. Nou julle weet my dierbaars, as ek so praat, dan sien ek al klaar 'n vorm, 'n prentjie in my gedagtes in, en ek sien 'n man wat sy kop sak, want hy wil dit nie oplig nie. 'n man wat sy hand in sy bors slaan en sê, wees my genadig, o God. Hy rig hom na die God van liefde, wat groter as sy sonde is. Hy rig hom na die God van barmhartigheid, wat verby sy mislukkings kyk. Die woorde wat hy gebruik, troue liefde. Ek dink toe hier kom en toe dat hy van jou geprint kom. Die woorde gesed. Hy wil nog onthou. Nie julle nie, julle kan nie onthou. Julle was nie hier. Maar gesed beteken dat die Here se liefde, hy kyk as hy na jou kyk, dan sien hy nie jou mislukkings raak. Wanneer die Here na jou kyk, dan sien hy sy kind. Dan sien hy nie ons tekortkominge raak. So Dawid sê, wees my genadig volgens die liefde, Here. Kyk na my met die liefde, Here. Liefde wat volmaakt is, wat my onvolmaaktheid raak sien. Liefde wat oneindig is, wat my stoflikheid raak sien. Hy sê, Here, kyk na my, kyk verby my swakheid. Kyk verby my tekortkominge en kyk na my met u onvoorwaardelike liefde. Unconditional love. As Woensdag herinner ons dat ons 'n teken kry wat sê, kies us. We must admit to ourselves that we are weak, mere dust, but God skiet, but still we are shaped by God's unconditional love. God se troue liefde vir ons. Ons is swak, maar God se liefde is getrou. God se liefde kyk verby alles. En hy sien jou raak. Dis hoekom Dawid kan sê, as kom ek dink ek skryf hierdie gedeelte uit, skep in my 'n rein hart, o God. Create in me a new heart. Die woord skep hier is die Hebreëse woord, julle vanmôre my devotion gekry het, dan weet julle nou klaar wat ek gaan sê. Dis die woordjie bar. Nee. En hierdie woord word gebruik in Genesis 1 as die Here die hemel en die aarde skep, dan word dieselfde woord gebruik. Asof Dawid sê, Here, moenie net my hart mooi maak nie, gee my jy
die sentrum van alles. Vandag, hier die slim mense, ons is hier. Maar die Bybel, as hulle praat, hulle kyk na jou hart. En volgens hulle was jou denke, jou wil, jou emosies, jou besluite, was van jou hart geneem. Soos Dawid sê, verander my hart. Dan sê Dawid eintlik, verander my lewe. As Wednesday says, we must shout out to the Lord, reshape my heart. Herskep my hart. Die filosoof het gesê, Socrates het gesê, the unexamined life is not worth living. En Lydensheid nooi ons uit, om juis ons lewens te ondersoek. Maar nie om onsself te veroordeel en sê, ek is maar nou sondaar, ek staan maar nou terug in 'n dankbare hart. Lydensheid vra dat ons uitroep na God op grond van sy troue liefde vir ons. Liefde wat ons vorm. Nie uit skaamte nie, uit sy liefde vir ons. Ons word gekonfronteer in lydensheid met ons eie stoffelikheid, maar ook met God se oneindige liefde. Is asof ons halfway kom. It's the place where the dust meets the unconditional love. Ons geliefdes, maak alles skoon. So 'n paar maande gelede het ons vir Kersfees uitgetuin. Het julle ook uitgetuin? Ek sê jy het die heerlik gewas en hy so besout. Ek het 'n nuwe paint gekoop, uitgetuin. Ons as mens is geneig om buite mooi te maak. Ons het daar 'n klare outfit vir Good Friday service. Jy gaan baie ander vir daai dag, color schemes en so anders. En die Here vra, dat ons binne moet skoonmaak. Want die binne in ons is daar broke. Hier binne in ons is waar ons mekaar in die hart dra. Hier binne in ons is daar seer. En lydensheid vra dat ons van binne af moet skoonmaak. Dat wanneer ons Goeie Vrydag en Opstanding Sondag kom, kan ons met 'n blye hart sing, my Redeemer lives and I live with him. Maar jy kan dit nie sê as jy nie die werk gedoen het nie. Jy kan nie met dieselfde hart jaar na jaar sit nie. Jy kan nie onveranderd by die kruis elke jaar verbygaan. Dan sing ons nog Goeie Vrydag, dit was vir jou en vir my. Dan staan iemand terug as dit vir my is, gaan maar verby. As Woensdag begin met as, maar het beweeg na die kruis en uiteindelik na die opstanding. Ons word vanaand gemerk, nie net met die as nie, maar met 'n diepe herinnering. Ons is stof, ons is afhanklik van die Here. Ons het die Here se genade en sy Gees en liefde so. Maar ons moet ook onthou, ons is gekies, ons is gedra,
ons is gevorm deur sy liefde. Dat hierdie lydenstyd, geliefdes, nie net 'n dooieringslewe wees nie. Iets wat ons elke jaar doen, want dit is mos op die Kernselprogram. Maar dat het 'n tyd van herskepping wees. Mag ons saam met Dawid bid en uitskree. Skep in my 'n reine hart, o God. Here, omdat U my so liefhet, wees my genadig. Here, kom gee my 'n nuwe hart. Mag ons Paasondag bereik, nie onveranderd nie, maar niet gevorm deur God se troue liefde. For in the sanctuary, God is here. There is a sweet anointing in the sanctuary. There is a stillness
van berou. Dat ons nie volmaak is nie, maar dat ons God vir ons 'n volmaakte offer gegee het. Hierdie kruis te dra, herdenk ons sy 40 dae van lyding, pyn en smarte. Let's go into this Lent knowing that the event of Calvary affects you and me tonight as well. As you receive these ashes tonight, it is a reminder of our humanity and a sign of our need for God's grace. You are invited into a season of reflection, repentance, and renewal. Ontvang die seën van die Here, geliefdes. Mag die genade van God jou omring terwyl jy hierdie vastydperk begin. Mag sy liefde jou lei terwyl jy reflekteer en berou toon ter voorbereiding vir Paasfees. Mag sy vrede jou hart vul terwyl jy bid en vas. And may His presence be felt in every step you take. Continue in faith, knowing that you are held by His hands. May this Lent be a time of renewal, restoration, and deep strengthening of your relationship with God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.